Môre geliefde, welkom op hierdie sonnige Sondagoggend. Vanoggend se woord raad, soos 'n raad vra, maar dan goddelike raad. Ons lewe in uitdagende tye. Ons lewe in tye wat ons beproef, wat baie keer vir ons swaar is. Ons lewe in tye waar ons baie keer raad nodig het. Nou daar's 'n verhaal in die Bybel wat vanmôre vir ons baie treffend is. Dis die verhaal van Israel, die 12 stamme van Israel. Op 'n stadium het daar 'n skering gekom in die 10 boonste stamme. Israel gebly met Samaria as die hoofstad. En dan Dawid se ryk het in die suide gewoon in Jerusalem. Maar die suidelike ryk het regeer oor die noordelike ryk. En na Salomo se dood het Rehabeam koning geword. En dan kom Jerobeam van die noordelike ryk af saam met die volk en sê vir die nuwe jong koning: jou pa het 'n groot juk op ons geplaas. Ons het swaar gekry onder hom. Hy het groot belastings gehef. Wil jy dit nie vir ons ligter maak nie? En dan gaan hierdie jong koning Rehabeam na sy pa se raadgewers toe, ou manne. En hy vra vir hulle, wat moet ons doen? En hulle sê vir hom, maar as jy die juk van hierdie noordelike half volk ligter maak, dan sal hulle altyd jou dienaars wees. En toe sê hy vir hulle, goed, gaan huis toe, gee my 3 dae kans. Hy het geluister na die raad van die ou manne. Toe gaan hy na die jong manne wat saam met hom groot geword het. En hy sê vir hulle, maar wat dink julle, wat moet ek doen? Hulle sê vir hom, nee, moenie die juk ligter maak nie. Gaan maak dit swaarder. Sê vir hulle, jou pinkie is dikker as jou pa se hele middellyf. En dan lees ons wat 3 dae later gebeur. Kom ons lees hierdie gedeelte in 2 Kronieke 10. Jerobeam en die hele volk het op die 3de dag na Rehabeam toe gekom, soos die koning met hulle afgespreek het deur te sê, kom terug na my op die 3de dag. Die koning het die hele volk hard geantwoord. Ja, koning Rehabeam het die raad van die oudstes in die wind geslaan. En dan lees ons hierdie woorde: tot vandag toe nog weier die noordelike stamme van Israel om deur 'n afstammeling van Dawid regeer te word. Hy het nie geluister na die raad, die wyse raad nie, maar die dwaase raad het hy aanvaar. Gelukkig, geliefde, leef ek en jy vandag in 'n tyd waarin ons God direk kan vra. En hy antwoord vir ons deur sy woord. Hy antwoord vir ons deur mense as ons regtig daarna soek. Maar dan is dit ook nou net weer vanoggend die vraag: na wie se raad luister ek en jy? Of soek ons na die raad van wat ons graag wil hoor en ignoreer die raad wat ander vir ons gegee het, omdat ons eie ding wil doen? En dan is die krik vanmôre, die mense is belangriker as statistiek of om jou teiken te bereik. Want sonder wyse mense in hierdie geliefde land van ons, kan ons op die lang duur nie suksesvol, hoor mooi, suksesvol wees nie.
Here Jesus, help my om raad te vra by U en ander betroubare wyse mense. Amen. Mag jy saam met my geliefde 'n lieflike dag hê.